Het jy geweet dat die trek van die voortrekkers en die uittog van Israel uit Egipte merkwaardige ooreenkomste het? Israel het onder die juk van Egipte 'n wêreldse koninkryk uitgetrek na die beloofde land. Op 'n soortgelyke manier het die voortrekkers uit Engeland se oorheersing getrek na wat hulle gesien het as hul eie beloofde land. Op pad na Kanaan het Israel by Berg Sinai stilgehou waar God 'n verbond met hulle gesluit het. Hier het hulle ook die tabernakel opgerig wat later vervang is deur 'n gebou, die tempel van Salomo. Net so het die voortrekkers op pad na hul nuwe tuiste 'n gelofte met God gemaak by Bloedrivier. Hierdie gelofte het uiteindelik gelei tot die oprigting van 'n groot en simboliese bouwerk, die Voortrekkermonument. En net soos Jerigo verbrand is voordat Israel Kanaan ingegaan het, so ook is Dingaan se stad verbrand voordat die voortrekkers na hul beloofde land getrek het. Nadat Israel in die beloofde land gevestig was, is hulle verdeel in twee huise, die huis van Israel en die huis van Juda. En net so het die boervolk uiteindelik twee republieke gevorm, die Vrystaat en Transvaal. Nou iets wat dalk minder bekend is. Israel het tydens hul trek 4 hoofslagordes gehad, elk met 'n spesifieke simbool: 'n leeu vir Juda, 'n man vir Reuben, 'n arend vir Dan en 'n os vir Efraim. En kyk ons na die wapen van Transvaal, sien ons dieselfde beelde: 'n leeu, 'n man, 'n arend en 'n wa wat deur osse getrek word. God het as te ware sy vingerafdruk op ons volk geplaas en ons geskiedenis getuig van sy hand in ons roeping en identiteit. Soos Jesaja 43 vers 21 sê: "Die volk wat ek vir my gevorm het, sal my lof verkondig."